Ek weet nie nou weet ek nie verder wat ek sê nie. Weet jy nie, Amanda, is het vooraf om weer julle lief te hê. Ek is net so lief vir julle. Vir elkeen van julle. Sy sê dit nie. My seun, ek het nooit gedink jy gaan teen my draai nie, maar kan sien. En ek kon net my swaar gewees het dat gebou het wat so laat nag moes gewerk het. Nou ek so omkry. Halleluja. Halleluja. Ek weet ek wat moet sê. Here. Hoe kom ek 26 geraak? Hoe kyk ek my nou regkryg van die oor. Prys die Here. Halleluja. Vir 'n keer herstel op Amen. Vrydag. Herstel. Ek wil weer eens van my kant af sê baie dankie. Ek waardeer julle in die diepte van my hart. Lief julle oneindig. Julle wat van ver gekom het, Chris en Penny. Oupa, jy wat nog oorleef het na Vrydag aan 3 kinders. Wat net so voor die polistasie omgedraai het. Ek is dankbaar vir jou, jy kon dit gemaak het, professor. Vir elkeen. Tannie Mart is ook iets. Jy is dit pragtig. Kom ek jou so lief het. Ja, dit is 'n eer en 'n voorreg. Dis ek nou kan ek eens my storie kry nie. Gaan gou badkamer toe, pastoor. En kom Nee, ek terug. wil nie daar toe gaan nie. Ek is alright. Dalk is daar iets ook 'n energizer daar. I think we must recap what the preaching was last Sunday, and we speak about to be an overcomer. Are you an overcomer? Is jy meer as 'n oorwinnaar in Christus? En ons het gewerk deur die 4 stappe. If you remember that movie, The Overcomer, that little girl, she practiced in steps. Her father teaches her in steps, and the same that what Jesus is doing with me and you. He teaches us in steps how to believe, how to walk in faith, how to hold on to Him in these days. En wanneer ons kom by hierdie gedeelte van om 'n oorkomer te wees, om 'n meer as oorwinnaar te kan wees, wil ek vandag vir iets vertel. As jy hierdie oorwinning behaal het, is daar 'n opdrag wat ek en jy moet gaan doen. Ons moet gaan getuig. Me and you have to go and testify what Jesus did for us, to be an overcomer. En daardie getuienis, testimony of yours, daar's 4 dinge. Onthou net jou testimony, jou getuienis. Hy oorwin, want dit is God wat dit vir jou gegee het. Jy kon dit nie op jou eie gedoen het. Dan die tweede ding is, hy vernietig die werke van die vyand. Amen. He destroys the enemy, your testimony. Because your testimony is the way that you are living and how you live. En dit is iets waarna ons moet gaan kyk, na ons leefwyse van vandag, as jy sê jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus. En dan sê hy, your testimony is give somebody hope, and it gives somebody faith. Jou getuienis gee vir iemand hoop, en gee vir iemand geloof, versterk hulle in die geloof. And your testimony is bringing you
freedom. Hy maak jou vry. Jou getuienis maak jou vry. As jy vandag hier kan uitstap en jy kan gaan getuig, en ek gaan nou oorgaan voor ek begin met die woord, wil ek vandag vir jou sê, wat se getuienis het jy van Jesus? What did Jesus did for you, that you can testify today? Wie van julle het vir ons 'n getuienis, voor ons verder gaan? Want daardie getuienis moet jou lewe uitdeel. Daardie getuienis moet kan sê, maar dit is wat God vir my gedoen het. Dis wat ek aan buitekant gaan uitleef. To be an overcomer. Het jy iets bereik in die lewe, maar jy kon dit nie by jouself gedoen het nie. Jy het God nodig gehad. You needed God in your life to be an overcomer. And when you became that overcomer, you had victory. Jy het 'n oorwinning behaal. So jy moet opgewonde wees, jy moet op en af kan spring, jy moet kan sê, halleluja, prys die Here, jy moet sy naam vereer, jy moet hom groot maak, want dit is wat God wil hê ek en jy moet doen. Ons moet sy naam gaan besing, ons moet sy naam verhoog. Daar is soveel mense buitekant wat sy naam vertrap, en ons is 'n handjievol, we only a handful of people that really praises and worship the Lord. Hoeveel van ons doen dit opreg? Hoeveel van ek en jy is werklik opgewonde oor jou getuienis wat jy vir God het? Amen. Hoeveel van ek en jy is daar? Waar is die ander mikrofoon? Hoeveel van ek en jy is werklik daar om te kan sê, I am an overcomer. Ek het 'n getuienis om te kan sê. Kom ons hoor gou Frikkie se getuienis. Môre almal. Meeste van julle weet dat ek sukkel met my kar se klats nou al vir die tweede week in Desember wat ek ry met 'n klats. En gelukkig die Here het my daai vermoë gegee om dit te doen. Dit is nie altyd maklik nie. Maar dit het nou 2 keer gebeur van Desember wat ek in 'n situasie kom wat jy 'n klats nodig het, want jy kan nie net in die radstaart gaan nie. En ek kom in 'n situasie, ek sê Here, wat nou? Here sê trap jou klats. Ek sê klats werk nie, pedals honder. Here sê trap jou klats, ek trap jou klats, ek het klats. Ek kan uitkom waar ek is, vir die hele dag het ek klats. Die volgende dag is die klats weg. Nou in die week weer, ek moes Germiston toe gaan. Ek kom in 'n plek weer. Die Here sê trap jou klats. Ek sê weer, Here, daar is nie klats nie. So waar, vir die hele dag het ek klats. Die Here is in beheer van alles in jou lewe. Vertrou hom met alles. Dis 'n getuienis wat ek kan sê, die Here is goed vir my. Amen. 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 Nog iemand vir 'n getuienis? Anybody testify? Almal weet ek is nie so amper oud. Ek wil net sê 'n vinnige storie van my grootword. My ouers het my grootgemaak met die Here in my lewe. Ek was gereeld in die kerk en alles. Maar soos ek deur my lewe gegaan het, het ek diks gevang. En toe ek uit die huis uit is, toe is dit erger en ek is deur baie diep waters, hoorsaak deur myself. En wat na my toe gekom het, wat ek nie vir gevra het nie. Maar ek gaan nie uitbrei daarvoor, en die Here weet wat gebeur het. Ek was al voor in die kerk, maar toe nie gekom nie. En hierdie keer het ek besef, ek het nie voor in my hele jaar opgemaak. Rarig opgemaak. So die afstand was door nog met my gestek. As ek het net voor kon doen, so baie ver in die staan het. Maar is nog nie te laat. En ek wil net die Here dankbaar wees dat ek gebede antwoord. En daar sit my man. Amen. En hy is goed en so, en ek glo hy sal die Here wat hy in die werk is, sal hy wees. Amen. Halleluja. En ek dank die Here vir alles in my lewe, en dat hy in my lewe ingegryp het hierdie keer. En ek het die werk ook gedoen, om oop te maak vir hom.
Amen. Anybody else wants to testify? Hallo allemaal kunnen het genomen. Ik wil net willen zeggen, ik denk aan waar ik uitgekomen heb, ik is ook groot gemaakt, zoals ik zei, aan die huis van die Here, maar my huis was daar om geweest, het was reg geweest, ik kan maar doen, dan weet ik wat doen, nie al die type dinge, en ek het op die oude van die dag, opgeëindig as 'n toestel alkoholist. Voor ek opgehou drink het, ek 5 liter wyn, 'n liter vodka 'n dag gedrink. Dokters het vir my gesê, jy gaan nie maand voor ek opgehou het, die dokters het gesê, jy gaan nie maak nie. Dis verby, 3 weke, elke bier wat jy drink, is 2000 minder. En ek het my hand op die tafel geslaan en gesê, jy is nie God nie. En ek het uitgestap en ek het geloof, en toe drank ek 2 kanne wyn en 2 liter vodka 'n dag. En 3 weke daarna, kom dit dat, 'n maand daarna, kom dit dat ek voor te dien, in Danville, tussen 10:22 die oggend, sit ek in my kar, my oom het ingegaan om vir hom te gaan bier koop. En nou, hy het so gemaak dat hy inklim, voordat sy buite die seat was, is my bier oop tussen my bene. En hy klim ook so in en hy kom sit hom neer, maar wat gebeur het nou voordat hy daar ingeklim, terwyl hy in die gebied was? Sit ek, en ek was baie bang vir spooke mense, ek was baie bang vir daai tipe goed, en wat het groot geword, moes ek knap so goed dat mense vir die getoe en allerlei gole wat goed, maar, om het kort te maak, hoor ek 'n stem agter my kar. En ek vlieg om en ek sê, wie is dit? En dadelik wil ek in die kar spring en ek hoor die sagte stem sê vir my, moenie bang wees nie, dit is jou God. En ek word kalm en ek dink actually het my net geskrik. So groot het ek geskrik en ek sê, Here, as dit U is, ek sal enigiets doen. Hy sê, bly stil en luister. Dus wat baie kom sê, bly stil en luister. En die Here sê vir my, ek gaan jou genees. Ek wil jou genees, maar jy het 'n prys om te betaal. En ek sê, Here, enigiets. En ek beloof hom daar, 1995, beloof ek hom, was maand geweest, beloof ek hom, ek sal my lippe nooit aan drank sit nie. En tot vandag toe mense het my vrygemaak, sonder onttrekkingssymptome, sonder enigsins nie. Ek het vasgesit met onvergewensgesindheid, my protes vermoor, 'n paar jaar terug, en die ouetjie wil ek om later geniet, ek kom gegryp en hom gesê, ek gaan jou delete, maak nie saak of dit in 'n kerkie. Hier keer die polisie my nou maar, waar het mekaar toe, gaan ek jou delete. En so kom het ons, kom in 'n kerk, ek kom tot waaragtige bekering, ook, ek het weggestap van kerk af, ek wil net die kerk te doen gehad nie. Want jy weet, ons blam is altyd die kerk, maar ons blam nie die mense daarin, en die verkeerde ding daarin nie. Dan stap ons weg van kerk af, kerk het my museum gemaakt, dis nie kerk die mens. So kom ek nou, en 'n vriend van my kom nou met my sê vir my, kom gou oor, die manne bid saam. Nou, almal het van kleins af my gesê, ek 16 jaar oud geweest, en sê, pastoor, jy het nog vir God werk gesê, kom, nee, daar is nie manier nie. En op die einde van die dag toe, 2008 is het weer vir my bevestig en 2013 stap ek in 'n mannekamp in, nie 'n gebed nie, en die Here draai my hele lewe. Daai November maand 2017, 15 jaar tot die 28 Desember, staan ons in 'n kerk en ek loop en ek groet almal, maar toe oor, toe ek die ou se hand vat, toe brand sy handpalm, my handpalm. Toe ek my oë oopmaak, toe staan my boetie se moordenaar voor my. 15 jaar, ek weg hier dieselfde dag as my boetie moord, die 8 Desember. Ag, die 28 Desember. En op die einde van die dag toe moet ek hom vergewe, en dis 'n worteltyd, en ek loop voor in die kerk toe, en ek hoor duidelik gesê die Satan vir my, jy's 'n leenaar. Jy het nou gesê jy het verkeerd, jy het verwaardig, wedergebore kind van God, maar jy het gesê jy gaan hom delete, jy gaan doodmaak. En as 'n twee stryd tussen my en God en Satan, en ek sê, ek kan nie, en die Here sê, ek sal. Onthou jy, as jy vir my gee, vat ek dit weg. En ek kom, ek gaan sit daar voor op die mat, en ek bid, en ons kom pastoor, baie af van my, kom en sê, nommer wat soort. Ek sê vir hom, nee, my boetie se moordenaar is in die kerk. Hy sê vir my, wie? En toe ek wil praat, ek kan nie praat, dus my mond toe. En die Here sluit my mond, dat ek nie daar ook kan openbaar wie dit is nie. Maar op die einde van die dag, sê die Here vir my, ek moet hom vryspreek. En ek sê vir hom, ek spreek jou vry. Die Here sê, bedoel dit. En ek sê, Here, maar bedoel dit. En hy sê, stap dan toe, gaan gee my drukkie. Sê vir hom, jy is lief vir hom. Die Here kan nie daarin doen nie, hy sê, jy het hom vrygespreek. Ek stap dan iemand, ek gaan gee my drukkie. Toe kom druk mense, toevallig te verberg vir my afval. My agressie is weg, my heelike goed wat ek nog van my vader en my moeder is weg. En ek stap weer voor en die Here sê vir my, nee, jy moet hom bedien. En ek sê, Here, ek kan nie daarin doen. Hy sê, jy moet hom bedien, jy moet hom na my toe, ek sê, Here, ek kan nie daarin doen.
En ek gaan vol weer op die mat toe en Here kom en hy sê vir my, jy moet dit doen. En toe die altaar kom, want ek mag hom nou nie bekend maak nie, toe sê die Here weer vir my, stap na hom toe. En ek gaan sê vir hom, die Here sê vergewe jou, maar jy moet jouself vergewe. En die man het dit nie gevat nie, want ek het 3 keer daarna probeer, die man het dit nie gevat nie. Hy dreigehard het op weer by 'n ander kerk gekry waar ons gestaan het en hy het dit nie gevat nie. Maar van daar is ek vry. Die Here het my vrygemaak, ek voel dit. En dit werklik, jy kan nie met 'n onvergewensgesindheid sit nie. Dit hou jou terug in jou geestelike lewe en in jou lewe. Amen. Nog iemand? Let's open our Bibles at Revelation 12. Revelation 12, Openbaring 12. Let's open our Bibles. Hallelujah. Hier is nog nie daar nie, ek skree jou amen. Christine, wag nog vir Christine. Hoe is jy klaar dan, Christine? Hallelujah. Openbaring 12, verse 11. Revelation 12, verse 11. En ons praat vandag oor jou oorwinning wat 'n getuienis is. Jou getuienis is daardie oorwinning wat jy gaan oorgetuig wat Jesus vir jou gedoen het. En as ons kyk by Openbaring 12 vers 11 en hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Wie is die hom? Hulle het die vyand oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord wat van hulle getuienis. Daarom wil ek vandag vir jou sê, my broer, my suster, as ons teruggaan na Oorkamer toe, waar jy hierdie stappe gevolg het wat jy moes deurgemaak het om die oorwinning te behaal, het jy 'n getuienis wat jy dan. Daai dalkies het getuienis was om op daai podium te kan staan, die medalje te kon ontvang, sy het haar asma oorwin. Nou hoekom kan ek en jy dit nie doen nie? Hoekom kan ek en jy nie die vyand oorwin met my asma en met my getuienis, my medalje wat ek gaan kry, want ek is 'n oorkomer in Jesus. Ek is meer as 'n winnaar in koning Jesus. Nou daardie oorwinning moet jy oorgesels. Daardie oorwinning moet jy gaan moet jy gaan getuig oor daar buitekant. Jy moet gaan vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Want hierdie getuienis is vir iemand anders wat miskien daar in die dooddal is, wat daar gegaan het op Psalm 23 sê, al gaan jy deur die dal van doodskarwe, jy is in daardie mal gat van die wêreld. En jy weet nie hoe om uit te kom nie. En dan kom maar een persoon wat ook daar was. En hy getuig wat het Jesus vir hom gedoen. En jy sê Lazarus wat opstaan. Jy sê Jairus se dogter wat opstaan. Om uit daardie gat uit te kom. Dit kos een persoon se getuienis om jou lewe te verander. Hierdie A-gedeelte van vers 11 wat hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. En jou oorwinning is die bloed van koning Jesus. Daardie lam wat vir jou aan die kruis gesterf het. Amen. Het jou vrygemaak. Nou my broer, my suster, ek gaan weer vir jou sê wat ek vir jou al vertel het. En ek gaan weer sê, ek en jy is maklik om te praat. Ek en jy is maklik om te sê, hy wat in my leef is groter as hy wat in die wêreld is, net Christientjie? Ja, want ek kan ook vir jou vertel, hy wat in my leef is groter as wat hy wat in die wêreld is. Maar leef ek en jy met daardie persoon wat binne in my leef. Dit wat hy in my is, gaan geopenbaar raak. En wanneer hy geopenbaar raak, is dit daardie gedeelte, is dit 'n getuienis of is dit 'n vervloeking? Amen. So jy moet kies wat dit vir jou gaan wees. Jy moet kies wat dit daai getuienis vir jou beteken. Om haar oorkomer te wees, om daardie podium te gaan staan en sê, maar ek het hierdie siekte oorwin. As ek net dink aan oom Hertjie, wat breinkanker oorwin het. Hy het op daai podium gaan staan en het gesê, ek is 'n oorkomer, ek het gewen, ek het die vyand gewys, want hy kon dit nie op sy eie doen nie. Hy moes dit gedoen het met die bloed van die lam van koning Jesus. Amen. Halleluja. Amen. So jy het nodig, want ek en jy sommer weer van die begin af begin met ons stappe. Ek en jy het nodig om tot bekering te kom. Ek en jy het nodig om te bely. Ek en jy het nodig om te sê, Here, hier is ek. Ek het U nodig in my lewe. I need you, Lord, I need you. Because without you, Lord, I can't do it.
Without the blood of the Lamb, we can't do anything. Want daardie bloed het jou vrygekoop. That blood of Jesus sets you free. Hy het al daardie jukke het hy losgemaak. Al daai kettinge het hy losgemaak. Hy het daardie berg verander in 'n molsel. Dis wat hy van jou gemaak het. Hy het jou vry gemaak. En ek en jy is tyd dat ek en jy moet begin besef wat Jesus werklik vir my en vir jou beteken. Ons staan op die voorrand van ons Paaskonferensie. Ons staan op die voorrand van ons konferensie vir die 14de wat sê deurgrond my hart o God. En om vir die Here te sê deurgrond my hart, as sê vir die Here, doen 'n ondersoek, 'n diepte ondersoek, kom met hy kameruitjie wat jy wil sluk. Dat jy kan kyk op jou maagseer hoe groot is, dat jy Jesus kan sien wat binne in jou aangaan. Sê vir hom ek is hierso. Ek is hier dat jy met my kan ondersoek want ek het U nodig. En wanneer hy jou begin ondersoek, wanneer jy gesê het, deurgrond my hart o God, dis daardie gedeelte waar die genesingsproses begin. Want weer eens het jy geerken, Here, maar ek het 'n fout gemaak in my lewe. En jy weet, ons is niks om foute te maak nie, maar om te kan vergewe en vry te spreek is iets anders in ons lewens. Ons kan foute gemaak het, maar om te bely is 'n belangrike ding. En wat is bely? 'n Getuienis. God het my vrygemaak. Norman het gepraat, pastoor Norman het gepraat. Jo, Mama Beer, dit was gister toe ek gesê het pastoor Letitia het so swak sy klinke. Dis reg, prys die Here. Maar pastoor Norman het vertel van sy aggressie, van sy haat vir die moordenaar van sy broer, van sy alkoholisme. Maar oumaatjie het gepraat. Dit is elkeen van ek en jy het iets in ons lewe wat ons moes oorwin. Elkeen van ek en jy het 'n getuienis om te sê, die Here het my gehelp om dit so en so te doen. Maar my broer en my suster, karma bestaan nie in jou lewe nie. God bestaan in jou lewe. Sy genesing bestaan in sy lewe. Sy reiniging bestaan in jou lewe. Op jou eie kan jy dit nie doen nie. Hoor wat ek julle sê, jy kan dit nie doen nie. Jy kan maar vas en bid soveel as wat jy wil, jy gaan net gewig verloor, is al wat jy gaan doen. Maar verder gaan jy niks bereik nie. Jy kan op en afspring en die Here loof en prys soveel as wat jy wil. Maar as jy nie toegelaat het om te werk in jou lewe nie, gaan niks gebeur in jou lewe. As jy nie toegelaat het om hierdie seun van my het 'n getuienis van die dag toe hulle by ons ingebreek het in die assessor. Stap aan in die kamertjie in die bidkamer in. Daar gebeur iets. Daar gebeur iets. En as ek jok hy en dan jok sy, want hulle was daar gewees. Something happened to that girl when she walked inside that room of mine. Maar dis waar God lewe. Dis waar God is in sy teenwoordigheid. Wanneer jy daar inskyn. Dit was so awesome toe hy het vir my vertel en hy sê vir my, oom Piet, as jy dink ek het nog nooit hier kom sit en maak jy 'n fout. Ag, is so lekker met hom. Maak jou trots voel. En Openbaring 12 vers 11 vertel vir jou, wie het jou vrygemaak? Wat het gemaak dat jy hierdie vyand kon oorwin? Deur die bloed van die lam van Jesus. Dis daardie gedeelte wat jy moet kan vasmaak en sê, Here, deur U bloed is ek vry. Kan jy dit vandag sê? Kan jy na Jesus toe gaan en sê, Here, U het my werklik vrygemaak? Kan jy werklik vir hom sê, Here, sonder U kan ek nie lewe nie? Of lewe jy nog steeds op jou eie? Lewe jy nog steeds op jou eie? Dan kry jy mense wat sê, daar bestaan nie 'n drie-enige God nie. As jy 'n Vader, Seun en 'n Heilige Gees het. Ja, hy het 'n naam, Jesus Christus. Maar ek het ook 'n naam, ek bestaan uit 'n gees, siel en 'n liggaam. Vat een van hulle weg, kan ek leef. Maar hierdie gees, siel en liggaam het 'n naam. Teddy, Piet. Ons elkeen het 'n naam. Maar ek moes iets gedoen het om te kan leef. Ek moes my vrygemaak het van die wêreldse dinge. Anderste was ek al lankal ingesluk gewees. En die dag toe jy gesê het, Here, ek is vry. Ja, Here, ek het U aangeneem. Here, stort die bloed oor my uit te sê vir jou, nee my kind, jy het net 1 druppel nodig. Jy het net 1 druppel nodig. En as ons onthou het verlede week, het ons gepraat van enter the gates.
It's time to enter the gates. Ons het gepraat van die hekke. Ons het gepraat dat die engele gaan daar staan met hulle tamboeryne, hulle trompette en al die geklanke wat daar gaan wees. En wanneer daar kan jy by daar die hek gaan inkom. En dinsdag aand het Joey getuig van die jaar wat ons die kruisiging opgevoer het. Toe hulle vir haar gesê het, jou naam is nie geskryf, your name is not written in the book of life. Wat gaan dan gebeur met jou? Dan was jy 'n valse getuienis. Dan was jy 'n valse getuienis. En dit hang van jou af hoe ernstig jy met God begin raak. Die pad wat jy met hom gaan stap. Want jou getuienis raak my. Jou getuienis raak my wille. Jou getuienis raak jou die persoon, jou naaste. Raak hom aan. Wat is jou getuienis? Wat is jou getuienis? As jy vandag op 'n podium kan gaan staan, wat gaan jou getuienis wees as jy al gaan staan? Wat se kroon gaan jy ontvang? Wat se medalje gaan jy ontvang? As jy op daai podium gaan staan, jy gaan kies. Nee, jy gaan kies. Dit is tyd om jou los te maak. Dit is tyd om los te kom. Kom ons gaan na 1 Petrus 1. 1 Peter 1. 1 Peter 1. Let's go to 1 Peter 1. 6 to 8. Verse 6 to 8. En hierdie getuienis van jou wil ek vandag vir jou sê, my broer en my suster, God neem jou deur sekere toetse. En hy kyk of jy getrou is aan hom. En hy kyk of jy vashou aan hom. Is die toets lekker? Nee, is nie lekker. Maar is dit moontlik? Dit is moontlik. Want weet jy hoekom? Want jy gaan nie op jou eie nie. Want God is met jou. God is met jou. 1 Peter 1. Eerste boek van Petrus. Julle gesien, ek het ook 'n boek geskryf. Halleluja. Prys die Here. Vers 6. Daarom verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder anderlande beproewinge. 'n Kort tydjie. Wat beteken die woord van dis 'n seisoen? Die Here is besig met jou met 'n seisoen, met jou beproewings wat jy moes gegaan het. Jy gaan nie 'n getuienis hê as daar nie 'n beproewing in jou lewe was nie. Hoe sê ons in Engels? God can't bless nothing. He can bless something. So wanneer jy deur hierdie beproewings gegaan het, my engeltjie, waardeur jy nou gaan, het ons al baie gesê, ek en jy bid in die oggende, dit gaan een van die grootste getuienisse wees, wat God nog ooit vir ons gegee het. Hoor wat ek julle vertel vandag vanaf. En die Here sit jou deur hierdie beproewing. Dis nie lekker nie, jy wil moeg raak, jy wil tou opgooi. Jy wil nie meer nie. Maar hy sê vir jou, hou vas. It's only for a short time. Is net vir 'n kort tydjie. En wanneer jy deur hierdie kort tydjie gegaan het, en jy het vasgehou aan God, het die getuienis deurgebreek, wat God vir jou gegee het. Weereens 'n getuienis wat sy naam gaan verhoog, want jy kon nie deur hierdie ding gaan, sonder koning Jesus nie. Jy kon nie sonder gaan nie. Hy sê, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge. Hy maak jou 'n belofte, dis nie vir ewig nie. Hy sê, is 'n kort tydjie wat jy moet deurgaan. Hy sê, wanneer jy deur hierdie ding gegaan het, en jy het vasgehou, is jou oorwinning soveel groter. Maar as jy gaan verloor, gaan jy hom weer oorskryf. En dan gaan hy die tweede keer moeiliker wees, die derde keer nog moeiliker, die vierde keer nog moeiliker. En ek wil vandag vir jou sê, hou vas aan koning Jesus. Deur wat se beproewing jy gaan, jy is nie alleen nie. Dink net aan jou wenpaal, dink net aan jou wedloop, dink net wat se kroon jy gaan ontvang, die dag as jy volgehou het. As jy volgehou het. En Jesus gaan bevestig, wanneer jy daar gaan staan. En hy gaan vir jou sê, my kind, ek is trots op. Hy gaan nie vir jou sê, my kind, gaan weg, ek ken jou. Hy gaan sê, ek ken jou. Hy gaan sê, Drisie, van 'n maarmannetjie na 'n dik is geraak, so het ek jou gevoed. Hy net wil sukkel nog met die bene. Hy wil net nie geloof kry dat hy kan loop nie. In die naam van Jesus
Maar weet jy wat ek wil vandag vir jou vertel? Dis daardie getuienis wat God wil hê wat jy moet deurgaan. En ek gebruik die gemeente as 'n getuienis want elkeen hier as ek dink aan Tannie Amanda, 6 jaar kankervry, 6 jaar kankervry. Ek dink aan myself, 2017 rugmergkanker, remissie, halleluja, prys die Here, hy raak aan. Ons dink aan Dries, wat in hierdie diep gat verval het, gaan kyk waar is hy vandag. So kan ons met elkeen gesels, wat God al deur 'n beproewingstyd gevat het. So jou woestyntyd, het bepaal jy die lente, die dae. Jy bepaal, nie God nie, jy. Want as jy gehoorsaam gaan wees, maak hy aan jou 'n belofte. Dis 'n kort tyd. Ongehoorsaam gaan dit 'n lang tyd wees. So ek en jy bepaal self ons woestyntyd. En 'n tyd dat ek en jy moet realize wat besig is om te gebeur in ons lewens. Om by God se voete te bly, is nie altyd maklik nie, maar is moontlik. En om by hy voete te kan wees, is daar die gedeelte van jou beproewingstydperk wat verkort raak. Want wanneer jy moedeloos raak, waar gaan jy dan? Na die bottel toe, na die drank toe, na die sigarette toe, die dwelms. Dis maklik om te sê na Jesus toe. Maar ons gaan nie altyd na Jesus toe nie, my liefie. Ons gaan nie. Ons lieg vir onsself. Daarom sit ons in hierdie situasies in ons lewens waar ons sit. Daarom gaan ons deur al hierdie dinge, want ons gaan nie altyd na Jesus toe nie. Dis ongelukkig die waarheid. Ek is nie negatief of doen profetiek. Realiteite is realiteite. As jy net moedeloos raak en jy sê, ag Here, het jy hom klaar verlaat. Het jy hom klaar verlaat. In plaas om net as sy voete toe te gaan. En ek praat met myself ook, ek praat sommer lekker met myself vanoggend hier in die naam van Jesus. Dis tyd hierdie gedeelte. Ek moet so opgewonde raak dat ek slaan. Nee, ek mag nie. En hy sê, kom ons gaan verder. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, hoor mooi, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer van heerlikheid, tot die openbaring van Jesus Christus. Kom ons gaan vers 7 in die A-gedeelte. Hy sê, sodat die proeftydperk van julle geloof, hy sê dit vir jou, wat belangriker is as goud, wat hy eintlik vir jou sê, geen geld kan dit vir jou koop nie, geen geld kan vir jou gee, wat God vir jou gee nie. Hy sê, ek is jou anker, ek is jou geloof, hou vas aan my jou deur die beproewingstydperk. Dis wat God vir my en jou wil hê. En julle ken die woord. Die woord gee jou antwoord. Maar ons wil net nie die antwoord gaan soek nie. Want ons hou nie van die antwoord wat daar kom nie. Ek het dit al vir julle vertel toe ek in afsondering was. Vir 8-9 maande. Elke keer dan kom die Here en sê, my Piet, dis it's your fault, it's your fault. Tot ek my gestrip het vir die Here. Ek vra hom nog van wat is dit my skuld? Hy sê, because you allow it to do. Jy laat dit toe. Dis wat ons doen. Dis wat ons doen. En hy praat hier mooi, hy sê, wat kosbaarder is as goud. Jou geloof is jou getuienis. Want jou geloof het jou deurgedra. Jou geloof het jou deurgedra. Daar sit my PA. Hierdie wat hier sit. My PA. En ek kyk na dit ook. She gives me some coffee. And then she will ask me, Opa, as I put it on the table in the prayer room. Because they know what to do. Hulle weet. Boy langs aan, hy is my chommy. Hy wil net koffie drink. But he knows I love him. Dis daardie gedeelte bevind mag word en kom ons gaan net verder met vers 7 asseblief. Want ek het hierdie opgewondenheid om vir jou te kan vertel, jou beproefdheid is ons geloof wat beproef raak. En daai geloof van jou is ek so groot soos 'n mosterdsaad. Het jy hom al gaan toets, jou mosterdsaad? Het jy al gesê mosterdsaadjie wat hierdie boom groei, hy raak die grootste boom wat jy kan kry? Maar by beproewingstydperk, dis waar ek en jy faal.
Dis waar ek en jy fyl. Hy sê, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring. Dis waar die lof en die eer en die openbaring van Koning Jesus kom. Wanneer ek en jy met 'n getuienis kom, wanneer ons die Here se naam gaan groot maak. Om die Here se naam groot te kan maak, is die grootste lofoffer wat ons vanoggend kon gekry het, was om te prys en te worship. En toe wanneer ons geworship het op ons knieë te gaan wees, en toe kom hulle en hulle dans, koordans vir ons. Dis die naaste wat jy ooit kan kom in die troonkamer, is om te prys en te worship en te koordans. Vir Koning Jesus. Het jy al gedink om soos Dawid kaal te dans voor die Here? Man, ek sal lyk soos 'n Teletubby, dit sal lekker wees. Prys die Here. Prys die Here. Vers 8. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. Ek stem nie altyd met die woord van God daar saam nie. Hy sê, vir wie ons het hom nog nooit gesien nie. Die woord sê, dit is ek reg. Ek sê ons het. Want deur sy werke is hy aan ons geopenbaar. As jy gaan kyk na daardie werke wat geopenbaar raak, en goed, moes ek en jy al Jesus gesien het. En die werke God is die maklikste gedeelte, is wanneer daardie gedeelte kom waar hy sê, kom ek openbaar myself deur my werke aan jou. As mens het ek en jy hom nog nooit gesien nie, maar deur sy werke, deur die Gees, deur geloof, het ons hom geondervind. Die natuur is doodreg. Dis wat Koning Jesus in ons werksomstandighede. In ons werksomstandighede. Daardie girl van my wat daar sit, het ook 'n getuienis. Hulle het maar Desember, want oor Desember gesê hulle gaan nie 'n kontrak hernie nie. Vra hoeveel waar sit sy nog steeds? Want sy het vergeet van op Piet se prayer. Ons sny alles af in die naam van Jesus, man. En dis daardie gedeelte wat ek vandag vir jou wil vertel. Jou geloof wat belangriker is as enige goud of silwer. En dit is waarom Petrus en Johannes gesê het, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vandag vir julle. In die naam van Jesus. Receive it in the name of Jesus. Amen. Hy sê, wat julle, ons het hom nog nie gesien nie, maar tog het ons hom lief. En dis die wonderbaarlikste. Wanneer jy verklaar aan God hoe lief jy hom het, hoe jy daai nabyheid voel. Hoe kan jy dit, jy voel dit die binnekant jou? Kan jy, het jy dit al ervaar? Daai warmte, jy voel dit, jy voel dit is iets anderste wat aan die roer is, aan stuur van my hartsake. Dis wanneer jy nader aan God beweeg. En hoe nader jy aan hom beweeg, hoe warmer raak dit nie so. Ja, jy raak emosioneel, vra vir my. Dis daardie gedeelte wat die lekkerste is, wanneer jy weet jy word geliefd deur iemand. En sy naam is Jesus. Kom ons gaan gou na Psalm 66, Psalm 66. Psalm 66. Ons gaan vandag so 'n bietjie weer deur die Bybel. Na net sy tyd raak kort hier by ons voor dit sy vertrek waar hy nou weer Nelspruit toe. So ek moet vir die woord leer voordat sy weggaan. Dis hoekom ons so baie woord bedien. Psalm 66 verse 16 and 17. Wat sê jou oorwinning, jou getuienis, al die lof en eer kom God toe. Dit kom in jou toe. Dit kom God toe. Kom ons gaan gwaas op. Psalm 66. Amen. Is julle daar? Amen. Hy sê, kom luister en laat my vertel. Wat sê? Kom luister en laat ek julle vertel. Wat gaan ons vertel? My getuienis. Want ek het die wenpaal behaal. I'm an overcomer. Ek is meer as oorwinnaar in God. Ek kan gaan getuig hiervan. My getuienis wat ek hê moet jou aanraak. Ek luister in die week op TikTok 'n getuienis van 'n gevangene. En ek dink toe met myself, jy het moord gepleeg voordat jy God eers geleer ken. Wat sou gebeur het as jy God geken het? Dan sou jy nie gesit het waar jy gesit het nie.
Maar ek en jy is te harde kwas. Ek en jy is harregat. Want ons wil nie. Ons het ons eie wille. Ons wil ons eie wil op die mens afdwing. En dit is wat ons doen. En dan beland jy daar in die tjoekie. En weet jy wat? Die enigste ding wat by jou in die tronk het hou, is God se genade. Amen. Dis al. Amen. Dis al. Dis God se genade. En hy sê vir jou, hy sê hierso, kom luister. Kom ek nooi jou. Het jy al vir mense genooi en gesê, kom laat ek jou die ware getuienis van God vertel, wat in my lewe plaasgevind het? Kom luister en laat ek vertel. David skryf vir my en jou. En hy sê, almal wat God vrees. Hoeveel van ek en jy vrees ook vir God? Hoeveel van ek en jy is werklik God vreesend? Ons is meer mensvreesend as wat ons God vreesend is. En dis ook die reine waarheid. Ek is eerder te bang, wat gaan 'n man van my sê, of wat gaan hy van my dink, of wat gaan die of die, as wat ek worry, wat gaan God van my sê? By begrafnisse het ek altyd, ek hou van hierdie gedeelte te doen by 'n begrafnis, ek het 3 groepe. En dit werk in ons lewens so, dit is so. Aan jou linkerkant, die groep mense, wat jou die slegste behandel wat jy ooit kan kry. Want daar's niks goeds in jou. En dan in jou regterkant, is die groep nagesnyde brood of slaaslag chips, is jy die beste wat daar ooit kan is. Jy kan nooit iets slegs doen nie. En dan worry ons oor wat hierdie mense sê. Maar ek en jy worry nie wat in die middel gebeur nie. En die middel is, wat dink God van my? Ek het al baie keer gesê, ek gee nie hel om wat die mens van my dink nie, maar worry wat dink God van my. Toe word dit vir my gesê, maar jy is mal, jy moet worry wat die mens, ek het nie nodig nie. Want jy sien, as ek bekommerd raak wat God van my dink, gaan hierdie 2 outomaties in plek val. Gaan hierdie 2 gaan outomaties in plek wees. So ek en jy het nodig om te worry wat God van my en jou gaan dink. Nie oor wat die mens van my en jou dink nie. Hy kan jou niks bied nie. Hy kan jou niks bied nie. Hy sê maar kom luister. Hy sê kom luister, laat ek vertel. Jy en julle wat godsvreesend is, en jy wat godsvreesend is, dit gaan jou hart raak. Want jy gaan oopmaak om te ontvang. Jy gaan oopmaak en jy gaan verstaan wat God in iemand se lewe gedoen het. En ek verstaan nie altyd hoekom ek en jy nie wil ingee vir koning Jesus nie. Hoekom moet ons eers harde kwas wees? Hoekom moet ek en jy eers seer kry? Hoekom moet daar eers trane wees? Voordat ons sê, Here Jesus, Here vergewe my. Amen. Het jy al gedink, en ek wil hierdie vir jou vertel vandag. En jy moet mooi luister. Mense wat my ken, dan weet ek hou my nie op met 'n bol snot nie. En dis die reine waarheid. Ek het nie tyd om ander mense te gaan beswaar nie. Want ek gaan nie eendag staan en sê, Here vergewe. Want die tyd wat ek aan daai negativiteit gespend het, kon ek aan positiwiteit saam met God gespend het. Ek het nie tyd vir dit nie. En daarom wil ek vandag vir jou sê, jou getuienis is wat jy uitleef. Wie in jou is. Dit wat jy gaan getuig, dit wat jy gaan praat, dit wat jy voor mense gaan staan en sê, maar kom luister vandag na my getuienis. Ons elkeen het 'n getuienis. Maar wat is die waarheid en wat is vals? Daarom moet jy bid en vra vir die Here, Here gee vir my die gees van onderskeiding. Ek het dit nou eendag vir 'n pastoor gesê toe hy my bel. Hy sê, kom broer, het jy die gees van onderskeiding? Toe sê hy my, ja! Toe sê ek, nou ken jy die antwoord. So maklik soos dit. So maklik soos dit. As jy die gees van onderskeiding het, ken jy die antwoord. En dis Jesus se antwoord. En daai selfde antwoord is hierdie ene wat ek oor gaan getuig, dat jy kan gaan luister. Hy sê verder, ek het hom aangeroep met my mond. En lofgesang was onder my tong. Dit is wat jou getuienis moet wees. Hierdie getuienis van jou wil ek vandag vir jou sê, my broer, my suster, hy sê, jy moet hom aanroep.
Jy moet God aanroep. En wanneer jy God aangeroep het, gaan die lofgesange kom en jy gaan die worship gaan kom, want dit is al wat jou tong gaan ken. Dan gaan die plek wees vir valsheid nie. Dan gaan die plek wees vir beskinder nie. Dan gaan die plek wees vir lelik wees. Dan gaan plek wees vir koning Jesus. Jy het 'n keuse om te maak. Onthou julle dit? Ons lewe bestaan uit een woord uit, keuse. You have to make that choice because you have to live that choice that you are making. Is dit maklik? Dis maklik nie meer nie. Ja, ek raak al moeg man. Steek dat jy my keuses maak en nie ek jou nie. Thanks you. I love you. Prys die Here. Dis tyd dat ek en jy gaan uitgaan en God gaan verhoog met ons getuienis. Norman het nou eendag gesê, toe sê, ja, het is tyd dat ons moet gaan evangeliseer. Het is tyd dat ons moet uitgaan om te gaan praat. Het is tyd. Ons moet miskien ophou praat en ons moet dit doen. Amen. Ons moet dit doen. Het is maklik om te praat, maar het is stadig om te doen. Het is dieselfde met geloof. Geloof wat nie werke by jy is dood. Het is net so goed jy leef in Jesegiel 37, waar hy vir jou gesê het van die dorre bene. Ek en jy is dooie bene. Dis daardie bene wat ek en jy moet oor profeteer. Dis ek en daardie bene, en ek wil vandag vir jou vra, as die woord, hy sê hierso, ek het hom aangeroep en met my mond het hy lofsang onder my tong. Het jy gedink as hierdie valse lofsange gaan wees, dink jy gaan iemand bereik? Dink jy gaan soos Jesegiel vir jou gesê het, profeteer oor die bene en hulle gaan lewe kry? Dink jy daar gaan iets gebeur? Daar gaan niks gebeur nie. Daar gaan niks gebeur nie. Ek en jy nodig om vir eens en vir altyd by God se voete te bly. Dis wat ek en jy nodig het. Ek wil hê jou getuienis moet van waarde wees. Ek wil hê daai getuienis moet kragtig wees. En elkeen van ons, daar's nie 'n ding van 'n klein getuienis en 'n groot getuienis. Elkeen is by God dieselfde. Hy's kragtig. Want dis God wat dit vir jou gegee het. Kom ons gaan na gou 2 Korintiërs 1. 2 Korintiërs 1. Sien ek help julle leer die Bybel man. Dis awesome. Dan leer ek hom ook ken. Ek erken net nie dat ek nie ken nie. Hierdie is my geliefde gedeeltes vir bemoediging. 2 Korintiërs 1. 2 Corinthians 1 is 3-4. Vers 3 en 4. Terug wat sê hy? Is danksegging van Paulus vir die vertroosting wat God hom geskenk het. Hy sê, want hierdie getuienis van Paulus bevry. Hierdie getuienis van Paulus bevry. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Luister die verklaring wat Paulus maak. So kan jy hierdie verklaring gaan maak in jou lewe? In jou getuienis? Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Daar's geen God wat jou kan vertroos nie. Daar's Jesus Christus nie. Daar's net een lewende God en sy naam is Jesus Christus. Daar's geen ander God nie. Hy sê in vers 4, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan vertroos. Dan sê hy vir jou soos wat hy ons vertroos het. Die Here wil jou gebruik met jou getuienis om ander mense te gaan bevry. Daarom sê, soos wat ek jou vertroos het, moet jy my vertroos. Soos wat ek jou vertroos het, wil ek uitgaan en ek met ander mense gaan vertroos. Want daardie vertroosting bring vryheid. Bring vryheid. Jy kan iemand vertroos wat miskien dink aan selfmoord. Iemand wat net opgegee, wat nie meer wil nie. Daar's miskien iets in jou lewe wat al gebeur het. Wat iets iemand kan gaan aanraak. Something happened in your life.
Why don't you share it? Hy sê geseën, maar jy moet kan bely. En ons onthou net wat ons ook gepraat het oor, van voordat ons belydenis kan doen, moet ons vergifnis vra. Ons kan nie by die Here kom en sê, Here, gee vir my dit, en Here, gee vir my dit, maar Here, gee vir my dit, maar net hier om die draai vloek ek die hele tyd uit, en God, maar ek kan nie vergra dat die Here vergewe my nie. Ek kon nie gesê het, Here, asseblief, vergewe vir Frikkie vir Vrydag aand nie. Maar dit is wat God wil hê. Hy sê, vergifnis. Want wanneer jy die vergifnis in jou het, begin daar 'n liggie aan te skyn. Dis the light of mine. I'm gonna let it shine. En wanneer hierdie liggie begin skyn, begin hy aan te steek. En wanneer jou liggie begin aansteek, kan dit soos 'n stad verlig. Want die woord van God sê, hy sê die duisternis kan nie die lig oorskry. En hy sê, en Paulus kom, maar Paulus kom en hy maak eens 'n verklaring. Is dit nie wat ek en jy moet doen? Belydenis. Geseën is die God en Vader. Ek verhoog hom. Ek verhoog hom. Ek vra nie net dadelik nie. Hy verhoog vir hom. Maar vers 4, hy sê, wat ons vertroos in alle verdrukkinge, dieselfde verdrukkinge wat hy ons vertroos het, dat ek jou kan vertroos. Ek moet vir jou daar kan wees. My God was vir my daar, hoekom kan ek nie vir jou al wees nie? En dis die fout wat ek en jy maak. Want ons wil dit nie doen. Want jy sien, ek wil nie met jou nonsens op gesteep sit nie. Want jy sien, ek wil nie my ore uitneem as asblikke nie. Maar as miskien net een persoon wat iets werklik nodig het vandag. Wat nodig het om te hoor, dat my God hom sal vertroos. Dat my God hom sal optel. Dat my God jou sal vat na hoër hoogtes toe. Moet net nie opgee nie. Toe ek wou opgegee het, en die Here gesê, nee, daar waar jy wil opgee, sê hy vir jou, daar begin hy is. Amen. Daar waar jy wil val, daar stel hy jou op. Gaan bely dit. Gaan vertel dit. Dis wat my God wil doen. Dis wat my God wil doen. Want 'n oorkomer wil ek wees, wil ek bly. Ek wil meer as 'n oorwinnaar aan God wil ek bly. Ek wil nie verander. Maklik nee, moontlik ja. Wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God. Paulus erken wie hom vertroos. Kan ek en jy erken dat God ons vertroos? Jou vertroos? Kan jy erken dat God jou uit sy moeilike situasies uitgehaal het? Mama? Nou kort druk, was jy down in the dumps, kyk wat het die Here met jou gedoen. Maar jy het 'n keuse nodig gehad om te maak. En sy het die keuse gemaak. So hoekom is ons bang om dit te maak? Hoekom is ons bang om die Here te volg? Hoekom is ons bang om sy naam te verhoog? Weet jy hoekom? Want wat gaan my chommie sê? Want my chommies gaan my uitlag. Jou chommie gaan nie eendag voor die Here staan vir jou nie. Dan gaan die chommie vir jou sê, kry vir jou papa. Dis wat hy gaan doen. It's time. And remember what I'm telling you now. I'm going to say it again. It's time to enter the gates. Amen. En ons is op die vooraand van ons konferensie. Groot dinge gaan gebeur. Hoor wat ek julle vertel. Hoor wat ek julle vertel. Ek het nou eendag vir Joey gesê, wanneer was dit gewees, Engel, wat ek vir jou gesê, ek wil nie in haar pad staan, ooit staan, vir dit wat die Here vir haar gewys het, vir hierdie tent. Amen. Ek wil nie in haar pad staan, want dit wat die Here gewys het, gaan ons om verby groot wees. Amen. Maak jou reg. Maak jou reg. You're going to be a new creation. Amen. And he's going to touch you. Amen. You just allow him. One touch. Ons is amper klaar. Gaan gou Deuteronomium 8. Deuteronomium 8. Brie, jy nog al op die bol, nee?
En sê, kom ons gee gou vir Christine lekker aan 'n klap. Gewoonlik het ons vir haar gewag. Prys die Here. Deuteronomium 8. Ons gaan naby vir vers 2. Dis toe. Wat sê? En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het en tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is. En ek wil ook vandag vir jou vertel hierdie gedeelte wat ek gesê het, ons geskryf hierop. Moenie vergeet waar God jou uitgehaal het nie. Moenie vergeet die pad wat God met jou gestap het nie. Moenie vergeet waardeur jy gegaan het. Het God pad langs al die pad saam met jou gestap. Daarom sê hy vir jou, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God en jou nou 40 jaar lank. Wat sou gebeur het as ons 40 jaar lank in die woestyn is gewees het? Ons sou het verloor. Ons sou het verloor. Hy het hulle manna gegee. Gaan jy tevrede wees met manna? Nee. Want ons is nie eens tevrede met 'n snytjie brood nie. Maar die Here het gekom en hy het gesê, deur al jou beproewinge, onthou waardeur ek langs jou gestap het. En dis waar jy God moet vereer in hierdie testimonie van jou. In hierdie getuienis van jou, moet jy God erkenning gee. Want jy sou het nie gemaak het daardeur nie. Jy sou het nie gemaak het nie. En ek luister, ek sê toe deur die tekste gegaan het. Dan dink ek al hier, hulle gaan ook vir my sê, is te veel tekste, as ek so uitkrap, dan sit ek om weer terug. Maar wie wat hy hoor daar? Want hy hoor daar, jy moet hoor, waardeur het God jou al gevat. Jy moet weet en erken, maar my God het my 40 jaar deur die woestyn gevat. Ek was nie alleen nie, hy het vir my gesorg, hy het vir my manna gegee, en kwartels. Hy het nie net vir jou droë brood gegee nie, hy het vir jou vleis ook gegee. Hy het gesorg vir jou. Maar hoekom is ons te stadig om te erken? Hoekom is ons te stadig om te getuig wat God vir my en jou doen? Daar's mense daar buite wat dit hoor. Daar's mense daar buitekant wat smag om te weet wat het Christus gedoen. En ek wil vandag vir jou iets vertel. Hoeveel wonderwerke sien ek en jy nog buitekant? Jy sien dit maar niks gebeur nie. Weet jy hoekom nie? Ons is ongelowig. Weet jy hoekom nie? Want ons gaan getuig nie, dat die mens kan sien wat God vir my gedoen het nie. Want wie wat, ons is te bang om te gaan getuig wat die Here vir my gedoen het, want net toe gaan hulle dink, okay, hoorie, ek gaan nou Piet, ek kan loop by Piet. Nee, ek wil nie hulle moet weet wat ek gaan doen. Dan moet ek met hulle gaan share. Share! Sharing is caring. En sodra jy omgee, sodra jy gee, ontvang jy. Hy het jy nog nooit empty-handed gelos nie. Hy het jy nog nooit empty-handed gelos nie. Hy het nog altyd voorsien vir jou. En dit is wat my God doen. En ek wil op vandag sê, Here, dankie vir die tyd wat jy met my stap. Here, dankie vir die pad wat jy met my stap. Kom ons beklei het. Daar waar jy is, jy weet waardeur jy al gegaan het. Belei het gou 'n bietjie kliphard daar vir jouself. Maar jy moet hoor hoe jy met jouself praat. Here, ek wil vir jy sê dankie vir die tyd wat jy my deurgevat het deur die beproewings, Here. Ek wil vandag sê, Here, ek erken nie in elke tree wat jy saam met my gestap het, Here. Ek erken nie, Here, dat jy langs my was en voor my was, maar nie agter my nie, want jy het my gedra, Here. Want dis wat my God gedoen het. Dis wat my God doen. Al wat hy vra, gee vir hom sy eer. En wie wat as jy hierdie gaan vertel vir iemand daar buitekant, dis wanneer die kerkewêreld gaan begin draai. Nie wanneer dit oor Piet gaan of Teddy gaan nie, maar wanneer dit oor God gaan. Amen. Want dit is sy werke, dis nie my werke nie. Amen. Die enigste werke wat uit my is, ek is bereid om 'n wissel te wees vir. Yes, amen. Ek is bereid om 'n wissel te wees. Sê gou weer? Dis reg, ja, maar doen ons dit. Dis hoekom dit maak ons so kwaad. Dit maak ons so kwaad. Ons is te bang om dit te doen. Gaan dan heen maak disippels van al die nasies. Jy's te bang om oor God te gaan getuig. Jy's te bang daarvoor. Vers 3.
En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Alles. En daardie manna, daardie brood is die lewende brood van God. Is sy woord, is hierdie woord. Hierdie snytjie brood, hierdie stukkie brood wat ek en jy breek vandag. Dis die wonderlikste voorreg wat ons het om nog brood te kan breek. Onthou julle wat ek vir julle eendag gesê het? Ek wil sien wanneer hoe ek en jy gaan maak wanneer die verdrukking gaan kom. Soos wat dit daar in China en daai plekke is. Wie van ek en jy gaan nog die Here dien? Want ek en jy is te finish. Ek mag nie die 2020 Bybel lees nie, want hulle het Jesus met 'n klein lettertjie geskryf en hulle tekste uitgelos. En ek mag nie dit doen nie, want dit is dit en dit is dit en dit is dit. Ek wil net vir jou vertel. Jy wat vandag net glo die 33 en die 53 as die ware vertel, jy gaan hel toe. Ek sê dit sommer reg vir jou, want jy verwerp al die ander woord van God. Ek sê vir jou, jy gaan hel toe. Ek bedien ook net in die 53, maar ek kritiseer nie, ek skiet hier die ander een af, omdat hulle Jesus vir 'n klein dingetjie wys het hoe swak is jou geloof in God. Om jou te laat opset oor 'n klein dingetjie. Dan kom hulle daar in China en hulle kom in daai plekke, hulle tel 'n papiertjie op met 'n teksvers, wie wat doen hulle? Hulle memorize hom. Hulle vra nie, wat se vertaling is dit hierdie? En as gesien julle boertjies daar in Suid-Afrika. Hoor wat ek wil sê. Jy gaan op baie sportskool, ons gaan op trane stop. Prys die Here. Here. Gee ons net meer van een, minder van onsself asseblief. James 1, kom, gaan nou klaar maak. Dan hoor ek dit ernstig. Jakobus 1. Vers 12. Halleluja. Dis die Prys die Here. Amen. Die Bybel bly vanself. Ons lees ook Kolosser, vers 12. Salig is die man wat die versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Gaan jy die versoekinge deur? Gaan jy 'n getuienis waarlik vir God wees? Gaan jy? Hy sê, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Vers 13. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En selfs versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Ek glo ek moet iets sê hieroor, en dan gaan ek my verkeerde goed sê. Jou eie ek is besig om jou tot 'n val te bring. Jou eie ek is besig om jou tot 'n val te bring. Hoor wat ek vir jou sê. Hy sê, laat niemand, en ek en jy is so maklik om vinnig vir God die skuld te gee. Is ek reg? As daar iets in jou lewe verkeerd gaan, wie is die eerste? Maar Here! Maar Piet! Maar Teddy! Hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God gaan dit nie doen, die kwaad. Hy sê vir jou vers 2, maar hoor wat sê in vers 14, en hy antwoord dit vir jou. Hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Jy wat my versoek,
met jou braaivleisvuur. Is 'n sonde. En dan wil ek ook eet. Terug te kom na die woord. Luister wat ek vir jou sê. Jou eie ek is besig om jou tot 'n downfall te bring. Want jou eie begeerlikhede is besig om 'n oorhand te kry. En jy maak nie plek vir God in jou lewe. Want jou eie begeerlikhede is hulle wat jou, want hy sê vir jou duidelik in die woord, hy sê, sal nie versoek. As jy versoek word, God gaan nie vir die kwaad. Maar dan sê in vers 14, dan sê hy vir jou, maar jou eie, hy noem het jou eie. En dan sê hy weer vir jou, en dan gaan ek weer vir jou sê, jou eie ek het besluit, ek mag dit doen. Maar ek het nie God geraadpleeg nie. Ek het nie God geraadpleeg. Hy sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En ek wil vandag vir jou vra, my broer, my suster, hoeveel van ek en jy raadpleeg die Here in ons situasies? Hoeveel van ek en jy gaan werklik na die Here toe en sê, Here, dit en dit en dit en dit en dit. En voordat die Here jou antwoord, het jy self geantwoord. Voordat die Here vir jou kom deurkom, toe kom jy self deur, want ek is vinniger as wat hy is. Ja, ek weet, ek gaan eendag vir liewe Jesus sê, liewe Jesus, draai net jou spring van jou horlosie stywer, want jou tyd sink. Want dit vat te lank om met my te praat. Dis wat ons doen. Maar God sê, my tyd is die regte tyd. Jou belydenis, jou getuienis, op daardie regte tyd, wil ek vandag vir jou sê, gaan vir jou 'n deurbraak gee, wat geskrik het vir nik, gaan vir deurbrake bewerkstellig, vir mense in hulle lewens, wat dit nodig het. Wat dit nodig het. Ek wil nog 2 tekste. Psalm 107. Psalm 107. En as jy so aangaan met hierdie topics en goed, wil ek vandag vir jou sê, mense kan ons ure en ure en ure gesels oor alles wat hier is. En ek wil vir jou sê, hierdie skrifgie, vir Psalm 107 wil ek vandag vir jou sê, maak het vir jou sê, maak 'n skrifgie wat sê, moenie stil bly nie. Moenie stil bly nie. Hoor wat sê hy vir jou vers 1, Psalm 107 vers 1 en 2, 3. Hy sê, loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vers 2. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Hy wat jou verlos het, jy kan nie stil bly nie. Jy moet gaan getuig. Jy moet praat. Jy moet praat. Jy moet gaan vertel. Onthou jy die koortjie wat sê, gaan vertel die storie van sy komse en glorie. Dis wat hy wil hê jy moet gaan doen. Hy wil hê jy moet dit doen. Hy sê, en uit die lande versamel hy van die ooste van en weste, van die noorde en die suide en die see af. Ek wil vandag vir jou sê, moenie stil bly nie. Gaan getuig wat Jesus gedoen het in jou lewe. Jou getuienis is belangrik vir iemand anders te daar buite. Ek wil afsluit. Ek weet ek jaag nou klaar te maak. Ek kan sien Norman wil al slaap. Of hy's honger. Of hy het gehoor as jy iets om te eet daar binnekant. Ek hoor hy maak so iets. Dit klink soos hy bus van hom wat hy gestuur. Prys die Here. Halleluja. Maar ek wil jy gou terugkom en sê, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in. Dis wat hy vir jou doen. Eternity. Sy kortstondig. Kom ons sluit af met 2 Korintiërs 4. En ek wil vir julle sê, weet ek nou begin afjaag. Maar dis iets wat ek en jy oor ons hart moet kry. En self die Here gaan uitsorteer en sê, Here, ek wil gaan getuig wat U in my lewe doen. Want dit wat U in my lewe doen is groter as wat enigiemand anders sal ooit vir my gedoen het. Hoor gou wat sê,
2 Korintiërs 12 vers 8. En ek wil net hê jy moet weet, hierdie getuienis van jou, aan die vyand skaam kry. Dit is hoe groot God se getuienis in jou lewe is. Vers 8. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vers 9. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doring van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ons nou ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Die vyand kan met jou maak en breek wat hy wil. En ek gaan hierdie getuienis gee van jou, wat ek al vir julle vertel het. Toe ek in afsondering was, sê die Here vir my, I can take your name. I can use your name. Hulle kan jou naam beswadder, but they can't take your soul. They can't take your inner in, because that belongs to Jesus. En dis dieselfde wat in 2 Korintiërs 4:8 hy sê daarso, jy kan deur die dode al daai goed gaan, maar dit word omgedraai in die lewe van Christus. So wat doen dit? Die vyand kry skaam. Die vyand openbaar homself. Die vyand openbaar homself. En wanneer hierdie vyand geopenbaar raak, is wanneer hy suur raak. Want hy kry nie met jou reg wat hy wil nie, want God is in beheer. Dit is mooi wat ek vandag vir jou sê. Ons kan dit weer lees en alles word ons verdruk. Dis die waarheid. Maar ons is nie terneergedruk. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doring van die Here Jesus in ons liggaam op, sodat, luister mooi, ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar is. Hoekom sê hy dit? Want Jesus het die dood oorwin. Jesus het die dood verander in 'n slaap. So dit kan deur ons liggame ook geopenbaar raak. Amen. Here, Here, ek wil vir u baie dankie sê, Koning Jesus. Here, laat u ons op 'n down memory trip vat, Here, om te testify. Here, om te gaan getuig van u werke in ons lewens, Here. En Vader, ek weet ons is skaam. Ons is te bang om iets te sê, Here. Want Here, wat gaan die ene sê? Wat gaan daai ene sê, Here? Maar Vader, dit gaan nie oor wat mens gaan sê nie. Dit gaan oor wat u sê, Here, in ons lewens. Dit gaan oor wat u gedoen het in my lewe, Here, waaroor ek nie kan stil bly nie. Waaroor ek opgewonde is om te gaan getuig, Here. Here, raak elkeen aan wat luister, raak elkeen aan wat kyk, Here. Dat ons sal aangemoedig wees om te gaan getuig oor hulle oorwinning in u, Here. Want elke getuienis is 'n oorwinning wat ons behaal het, Here. Vader, en soos ons gesê het, Here Jesus, we are overcomers. En om 'n overcomer te kan wees, Here, moet ek kan gaan getuig wat u vir my gedoen het, om dit te oorkom. Want Here, meer as 'n oorwinnaar in u, wil ek wees, Here. Meer as 'n oorwinnaar in u, Here, wil ek wandel, Here. Daarom vra ek, Here, raak elkeen aan vandag. Hier sit dalk iemand, Here, met 'n swaar gemoed. Hier sit dalk iemand wat sê, ek wil nie, ek kan nie. En u sê, daar waar ons nie wil nie, u wil. Daar waar ons nie kan nie, u kan. Here, just touch me. Just touch me. We are saying that song, the Master is calling, Lord. And I know, Lord, you are calling to us. And we have to listen very carefully. So that we can recognize your voice. And Lord, then when you are calling, what is our response? Wat gaan ons doen, Here?
Hoe gaan ons optree? Here, want ek wil hê my getuienis met my leefwyse met my getuienis uitstraal. Ek wil hê, Here, wanneer iemand na my kan kyk, Here, moet hulle kan weet dis my leef, dis hoe ek leef. Hulle moet weet, Here, is U wat in my is. En as ek net dink, Here Jesus, aan wat nou die laaste verse was, wat gesê het, Koning Jesus, dat U lewe deur my lewe moet reflekteer. Want U die dood oorwin, Here. So kan ons ook die dood oorwin, Here. Met U in ons. Aba Vader, touch them, touch them. We need you, Lord, we need you. Here, vergeet van ons eie ek en laat ons dit een kant toe gaan skuif. Because there's only one big I am, and that is you, Lord. Let us listen to your voice. There's so many of us that is lost. There's so many of us that we don't know which side to go, left or right. We are clueless, Lord, clueless. And we have to make a choice. Let us make that choice today, in the name of Jesus. Help us to make the right choice, Lord. Help us. Ons is so vinnig om oor baie ander dinge te getuig. Ons is so stadig om oor U te praat. My life must be your testimony, Lord. Just want you to touch, Lord, touch. Touch, touch. Lord, if there's somebody who needs prayer, send them out, Lord. Send them out. Because you are calling. Dat is ons ore oopmaak hier om te luister na U. Dankie Koning Jesus. Here, dankie vir wil ek dankie sê, Here, vir elkeen het sy liefde, Here, sy omgee. En ek wil hê, Here Jesus, dieselfde liefde wat hulle vir my uitstraal, wil ek vir hulle uitstraal, maar dit moet U liefde wees wat deur my gegaan het. Daarom wil ek vir U dankie sê. Want U liefde en U genade, Here, het U nog nooit teruggehou. U het uitgestort oor ons, Here, U het vir ons verniet gegee, Here. You just say, receive it in the name of Jesus. It's for free. Receive it. Touch. Touch, Lord. Touch. Dank U daarvoor, Here. Dank U, Jesus. Dank U, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. En ek is nou net die pastoor vra wie wil getuig, wil ek opstaan en getuig, want ek het 'n baie groot getuienis en iets hou my net op die stoel en nou weet ek hoekom. Vir omtrent 2 maande as ek wakker word in die oggend is al my tone mors dood.
En omtrent so 'n maand gelede dan pyn my tone. Nou ek het altyd rooi gel of pink gel of whatever gel op my tone gesit. En dan change ek dit net from time to time. Maar ek voel nou pyn my tone. En ek raak bekommerd en ek dink, laat ek hierdie gel afhaal, want ek sien wat gaan aan met my tone. En toe ek die gel van my tone afhaal, dus altyd 'n groot wille, die helfte van my tone al kom saam met die gel af. En aan die kant is dit swart en dit pyn, my tone pyn so sinseries, ek kan nie skoene aantrek nie, nou ek sien een wat heeldag sê ek het seer nie, soos ek sê ek het seer, want ek regtig seer. En hierdie tone pyn verskriklik, en ek bid en ek sê, Here, U ken my, ek sal, as ek 'n verskriklike hoofpyn het, is nie ou vir pille nie, maar as hierdie hoofpyn en 'n migraine van dan vang ek 'n grandpa en ek drink hom, maar nie elke dag is 'n reël nie, as jy net voel jy kan nie meer nie. Maar hierdie tone, want ek weet diep in my hart wat aangaan, en ek gaan dit nie spreek nie. En ek bid, Here, in die naam van Jesus, U bloed het reeds vir my, en vir elkeen van ons wat glo, genesing gebring. En ek bestraf hierdie swart duiwel in my tone, wat so swart Amen. raak. Amen. En ek glo, die Here sal my gesond Halleluja. maak. En is seker nou die 4de dag, wat my tone nie pyn en die swart raak ligter. Amen. En toe vang hy my met 'n koors van binne, 'n borsluis. Ek kry 2 borsluise op my en ek raak siek. Ek kan nie eers die een aan kerk toe kom nie. En ek dink net, duiwel, jy gaan nie wen nie, want ek gaan jou bestraf. Ek gaan nie dokter toe nie. En ek bid en ek weet die Here. Ek raak stil vir hom want hy sal ons gesond maak. En ek weet die Here het wat ek hier getuienis berg nou, want hier's iemand hier, of meer as een in hierdie gehoor vandag, wat siek is. Hier's iemand hier binne wat nie nou die pastoor gevra het, kom uit. Die vrymoedigheid gehad het om uit te kom. En ek wil vir jou sê vandag, dis jou beurt. Die Here het 'n afspraak met jou gehad, dat vir jou gebid kan word, dat jy gesond kan word. So kom uit, raak gehoorsaam, luister een keer in jou lewe, en kom uit, dat daar vir jou gebid gaan word, en God gaan jou, jy gaan nie glo, hoe die Here jou gaan genees. Amen. Hierdie is 'n roep vir 1 of 2 mense in hierdie gehoor. Kom, dat die Here jou aanraak. Amen. Amen.